Ons is nou aan die einde van ons Pinksterreeks, wat die tema gehad het van die asem van Jesus bring nuwe lewe. Ek wil elkeen baie dankie sê wat geluister het, en ek hoop regtig dat dit vir julle elkeen baie beteken het. Here, baie dankie vir u wonderlike liefde, genade en barmhartigheid. Dankie, Jesus, dat u aan die kruis gesterf het, begrawe en opgestaan het, en ons 'n nuwe lewe gegee het, 'n lewe tot in ewigheid. U het self gesê, wie in my glo, het die ewige lewe. Dankie, Jesus, dat u die Heilige Gees vir ons gestuur het, om ons te bekragtig, om te doen wat u ons voorgemaak het, waarvoor u ons geroep het. U het ons nie net geroep nie, u het ons ook 'n opdrag gegee, om te gaan en die evangelie aan almal te gaan verkondig. Kom nou en praat met ons elkeen in Jesus se naam. Amen. Johannes 20 vers 22. Toe Jesus op sy disippels geblaas het en vir hulle gesê het, ontvang die Heilige Gees, sou hulle nooit weer dieselfde mense wees nie. Want die tema van vanaand se boodskap is, die asem van Jesus verander jou lewe van gered na geroep. Ja, om gered te wees is wonderlik. Dit het die Here gedoen, en ons het in Christus Jesus nuwe mense geword. Die disippels was reeds gered. Maar hier kom Jesus en hy blaas op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Handelinge 1 vers 8 is ons beloof. As die Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees in die hele wêreld. Jy wat nou na my luister, moet weet dat in hierdie Pinkstertyd het jy opnuut gehoor dat jy gered is, gevul is, maar ook geroep is. En dit maak ons nuwe mense met 'n nuwe lewe en 'n nuwe roeping. Ons is nie maar net gebore om dood te gaan nie. Ons is gebore om gered te word, gevul te word met u Gees en om geroep te word tot u getuies in hierdie wêreld. En ek hoop dat met hierdie boodskappe die afgelope Pinkster is elkeen van julle bemoedig en dat julle bekragtig is en dat julle aangevuur is om hierdie krag in die hoogte te gaan uitleef deur 'n getuie te wees vir die Here elke dag in julle lewens. In jou eie huis, by jou werkplek, in die kerk, in die wêreld, op die sportveld, op elke plek is jy gevul met die krag uit die hoogte. Julle sal krag ontvang. Die Griekse woordjie vir krag is dynamis. Die woordjie dinamiet kom daar vandaan. Dinamies kom daar vandaan. Met ander woorde, ons is gevul met die dinamiet van God. Ons is gevul om dinamiese mense te wees in die wêreld. Ons is nie maar net hier om verskoning te vra wie ons is nie. Ons is hier om te sê wie ons is
in Jesus Christus se naam. Die kerk moet weer opstaan. Ons is die kerk van die Here Jesus. Ons is sy liggaam. En ons moet met krag die boodskap begin uitleef en verkondig op elke gebied. En ons kan die wêreld verander. Hierdie wêreld is stikkend. Hierdie wêreld is op 'n baie slegte plek in die wêreldgeskiedenis. Die politici het hierdie wêreld help opbreek. Maar ek glo dat ons as kinders van God, wat die krag van die Heilige Gees in ons het, die dinamiek het, om te gaan doen wat niemand kan doen nie. Ek vra julle elkeen, om na hierdie Pinkster, nie te probeer word nie, maar om te wees wie jy is. Jy is gered. Jy is gevul. Jy is geroep om 'n kragtige getuienis te wees op elke plek in hierdie wêreld. Here, baie dankie dat ons hierdie Pinksterreeks kan afsluit op 'n hoogtepunt. Dankie dat u asem wat u geblaas het oor die disippels en op Pinksterdag uitgestort is op die kerk. Ons die kragtige instrumente maak wat u ons voorgeroep het. Ons loof u en ons prys u. En mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.